Goeiedag, dankie dat jy ook hier by ons inskakel en deel vorm. Ek hoop dit is vir jou 'n ervaring waar jy ook dieper kan ontdek en dieper kan groei en ook al hoe meer en meer jou geliefde identiteit ook ontdek en ook jou roeping hard en duidelik hoor ook in hierdie wêreld. Binne in ons het ons 'n klomp gedagtes wat elke dag deur ons kop beweeg. Soveel so dat dit iewers op 'n plek gaan sit en 'n metafoor van 'n reservoir, 'n opgaardam, 'n opgaarplek. En binne in Henry Nouwen se werk, 'n Cry for Mercy, praat hy oor hierdie opgaarplek van vrees, amper 'n reservoir van vrees. En hy sê dit word amper een van die grootste struikelblokke in ons geestelike reis, is dat hierdie vrees uiteindelik ons lewens op elke faset of elke vlak van ons lewe op 'n baie intrinsieke wyse diep beïnvloed. Ek wil eers vandag die vraag gee en dan saam met jou die teksgedeelte lees. Wat of hoe sou dit lyk? Wat sou verander as jy en ek nie bang was vir ons vrese nie? Hoe sal jou lewe lyk? Of wat sou verander? Wat sou anders wees as ek en jy nie bang is vir ons vrese nie? In Johannes 4, skryf so wonderlik, skryf Johannes, hy sê, daarom vers 18 en 19, waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf alle vrees. Hoe sou dit lyk as daai reservoir se prop uitgetrek word en al die vrese en angstigheid word uiteindelik uitgespoel? Hoe sou dit lyk as volmaakte liefde die plek neem wat vrees uiteindelik in ons lewens kom opeis? Hoe sou dit lyk as ek en jy nie bang is vir ons vrese nie? Omdat God se volmaakte liefde dit kom verdryf. Dankie o Here vir u liefde wat alle vrees verdryf. Verdryf ook die vrees in ons gemoed. Amen. 'n Goeie dag en lekker naweek wat voorlê. Mag die Here jou ryklik seën.